Okay mense, die eerste groot keuse wat ek dink voor ons deure gaan gelê word, is jy gaan moet begin kyk na goed soos jou omgewing, jou buurman ensovoorts. As jy nie ingeskakel is by 'n groep nie, gaan jy regtig moet seker maak dat jy baie goed op 'n goeie voet is met jou buurman eerstens ensovoorts. Ek dink die tyd wat vir ons voorlê mag dalk baie moeiliker wees as wat ons noodwendig dink. En ek glo ook dis maar deel van die smeltkroes op die einde van die dag. So, ja. So die eerste keuse wat, soos wat ek nou vroeër gesê het, dink ek is, as jy nie by 'n groep ingeskakel is nie, en mense, ek gee nie om wat se groep het is nie. Regtig is vir my baie belangrik dat mense daai konsep verstaan. Maar ek wil ook rondom dit maar net 'n paar waarskuwings rig. Moenie naïef wees nie, moenie stupid wees nie. Kyk wat die groepe doen. As jy by 'n groep inskakel en hulle val ander groepe aan, is dit 'n rooi vlag. As jy by 'n groep inskakel en hulle doen nie veel nie, is dit 'n rooi vlag. Mense moet ook nie naïef en stupid wees en dink jy skakel by 'n groep in en nou is alles hankie-dorie nie. Wees aktief in die groep en maak seker dat jy jou kant bydra. Ek wil hê mense moet maar net besef dat een ding wat ek wel vir jou kan sê is jy gaan nie hierdie goed wat vir ons voorlê oorleef as jy nie baie intieme verhouding het met die God van Abraham, Isak en Jakob nie. Dit is maar net so. So ek voel maar baie sterk daaroor dat jy moet maar seker maak dat jy jou eerstens jou geloof reg kry, seker maak dat die Vader jou leidsman is, nie 'n mens nie. En erken en begin kyk volgens die Bybel. Wie is waar opgerig? Nie volgens die wêreld nie, volgens die Bybel. Hoe moet 'n ou optree ensovoorts. En kyk vir dit in jou groeperings, in jou leiding, mense wat leiding gee ensovoorts. Dit help nie, jy is ingeskakel by 'n groep wat nie die regte oriëntering het nie. En meer dit volgens die Bybel. Weer eens nie volgens wat die persoon sê nie. Soos wat die Bybel ook maar praat van, kyk na die persoon se vrugte en nie sy woorde nie, dis baie belangrik. So, dis nogal belangrik vir my, en ek dink dit is seker maar waar om te begin, seker te maak, kom ons kyk, moet net nie hierdie probeer alleen aanpak nie. Ek dink eerlikwaar, ek is nou nie die oudste persoon wat ek ken nie, maar ek het nog iemand ontmoet wat ek weet, sy saak so reg is met die Vader, laat hy hierdie storie op sy eie kan doen nie. Maar, soos ek sê, raak dan nou maar deel van groeperings, of maak jou eie groepering, en sorg dat jy ten minste meer as 2 families, of wat ook al is, ten minste saam, om net hierdie ding te trotseer. So mense, ek wil ook net sê, onthou net, dis nie profeties of enige so iets nie, dis uit en uit, maar goed wat op my hart gedruk is, en wat ek net wil oordra aan die mense, om seker te maak, dat jy nie opeindig, om hierdie goed te wil aanvat as Piet en Sannie nie. Maak seker dit is eers die Vader, en dan Piet en Sannie. En dis baie belangrik. So as hy jou nie die leiding gee om daai so aan te vat nie, dan kan jy maar los. Dit is so eenvoudig. So ek gaan môre aangaan met die tweede aspek wat vir my bietjie van 'n bekommernis is. Mense, julle moet ook verstaan, ek is nie iemand wat my sal self voorgee as iemand wat alles weet van hierdie spesifieke onderwerpe nie. Dit is vir my belangrik dat dit is nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan maar uit en uit oor, soos ek sê, bekommernisse wat ek maar self het. En ons moet verstaan uit watse perspektief ons daarna moet kyk. Irrelevant of het goed of sleg of wat ook al is. Maar ons moet verstaan dat
Alles wat gewoonlik vir jou op die einde van die dag sleg uitdraai, word altyd in 'n mooi persent gesit en gesê, ja, ons doen hierdie om daardie te beter te maak. Of hierdie gaan daai mense help. Maar as jy mooi jouself uit die situasie uithaal, en jy kyk gewoonlik die situasie van bo af, dan kom jy vinnig agter, hierdie ding is, vir moeilikheid soek. Ok, dankie julle, ons praat môre weer.